Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? My tema van vanoggend is terwille van jou Ninive. Terwille van jou Ninive. Okay. Hierdie week is ek besig om tyd met Jesus te spandeer en elke keer as ek in 'n gedagte besig is en ek in 'n gedagte ingaan, dan hoor ek die stem van die Here wat vir my sê, moenie vergeet van Ninive nie. En as ons besig is met die werk of besig is met die kinders, dan hoor ek die stem van die Here daar langs die hokkieveld. Dan hoor ek sy stem fluister vir my en hy sê, Dani, moenie vergeet van Ninive nie. En seker 30 keer hierdie week hoor ek die woorde. Op 'n stadium sê ek vir my vrou, die Here wil hê hy maak seker en hy wil so graag hê ek moenie vergeet van Ninive nie, maar ek weet nie hoekom nie. Ek weet nie hoekom en so sit ek in die oggende by die Here en dan sê ek soos, Here, hoekom Ninive? Hoekom Ninive? Vra gou vanmôre vir die persoon langs jou. Hoekom Ninive? Hoekom Ninive? Hoekom Ninive? En dis waaroor ons gaan praat vanoggend. Ons gaan praat oor Ninive. Ons gaan praat oor Ninive. Nou wie kan vir my net so vinnig uitskree uit watse boek uit van die Bybel gaan ek preek vanoggend? Hey. Jona, wie het gesê Jona, jy is verkeerd? Okay. Dit was eintlik 'n triekvraag geweest. Ek gaan vanoggend uit die boek van Nahum, die profeet Nahum. Ek weet nie wie van julle al van die profeet gehoor het nie. En ek moet eerlik bely vanmôre toe die Heilige Gees vir my sê ek moet soontoe gaan, toe ek soos, is dit 'n boek? Ek kan nie onthou, ek onthou, daar is 'n boek soos Nahum, okay? Dit is 'n baie kort boek in die Ou Testament en hy is hier in die middel rond of een van die profete gewees. Net drie hoofstukke voor Habakuk. En ek wil so vinnig net met jou deel so bietjie oor Ninive. Net so bietjie 'n geskiedkundige gedeelte met jou deel van wat is Ninive en waaroor gaan Ninive. Net so vinnig en ons begin deur vers 1 te lees, hoofstuk 1 vers 1. Die Godspraak oor Ninive. Die boek van die gesig van Nahum, die Al-Kusit. Die Here kom na Nahum toe en hy begin met hom praat oor hierdie stad Ninive. Nou Ninive was 'n geweldige groot stad. Jona praat daarvan, dan sê hy dat dit 3 dae te voet vat om van die een kant van Ninive te loop tot by die ander kant. 3 dae. So dit was 'n groot stad. Okay? En dan leer ons dat Ninive was nie 'n goeie plek nie. Ninive was 'n slegte plek geweest. Die mense van Ninive was hard. Hulle was verhard, hulle het hoogmoed gehad, wrede mense gewees en hulle het die plesiere van die wêreld nagejaag. Wat hulle sou doen is, hulle mure was 25 meter hoog rondom Ninive en dan sou hulle uit die stad uitkom, 'n ander stad gaan plunder, vrouens, kinders, goud en silwer, alles vat en hulle sal dit terugbring Ninive toe en as die mense teen hulle optrek, dan kan hulle nie Ninive inval nie. Okay? En enige iemand wat hulle verset het teen Ninive, het hulle op die wreedste maniere gemartel en doodgemaak. En dit was Ninive, baie sterk en baie kragtige koninkryk in daai tyd gewees, 600 jaar, 670 jaar voor Christus, het hierdie profeet Nahum hierdie woord van God ontvang. En ek gaan net so vinnig 'n paar verse vir jou lees uit hierdie boek uit. Vers 7 en vers 8 sê, die Here is goed, enigiemand? Amen? Okay, die Here is goed. 'n Toevlug in die dag van benoudheid. En hy ken die wat by hom skuil. Maar met 'n oorstromende vloed maak hy die einde aan die plek van die stad en sy vyande vervolg hy in die duisternis in. Hoofstuk 2 vers 6. Die poorte van die riviere word oopgemaak en die paleis smelt weg.
Hoofstuk 3 vers 14, skep vir jou die water vir jou belering, versterk jou vestings, gaan in die modder en trap klei, gryp die steenvorm en bou daarmee. So hierdie profeet Nahum kry hierdie woord van die Here en op daai stadium kan niemand Ninive inval nie. Dit gebeur net so dat Ninive se mure is te sterk. Ninive is te sterk. En dan kom hierdie profeet van die Here en hy ontvang 'n woord van God en hy spreek die volgende woord. Hy sê, julle dink julle is sterk, maar daar loop 'n rivier deur Ninive, die Tigrisrivier. Hy sê, God gaan hierdie rivier laat oorstroom en daai water gaan inloop in julle stad in. Die Here gaan dit so laat reën dat julle stene wat julle van klei maak, gaan smelt. En dan sal daar oorwinning kom oor julle. Dan sal daar oorwinning kom oor julle. 30 jaar daarna, 20 tot 30 jaar daarna, hoor die konings van hierdie profesie wat uitgegaan het. En hulle trek 'n laar op teen Ninive. En terwyl hulle besig is om Ninive aan te val, kry hulle nie oorwinning nie, totdat dit begin reën. Nou hoor hoe mooi is dit. Dit begin reën en die mure van Ninive, wat 25 meter hoog is, dik is, begin wegsmelt. As gevolg van die reën. Die Tigrisrivier oorspoel sy walle en elke gebou, tot die paleis wat uit hierdie kleistene gebou is, word pap. Want wat word van 'n kleisteen wat nie gekook is nie? Wat nie gebak is nie? Wat word van daai kleisteen as hy nat word? Hy word sag. En hy smelt weg. Vir jare en jare kon hulle nie Ninive opspoor nie. Totdat hulle agtergekom het na Ninive, die stad Ninive lê onder 'n laag klei. Soos hy weggesmelt het. Is dit nie profound nie? Die hele stad het so weggesmelt, dat mens, goud, alles wat binne in daai stad was, binne in daai stad gebly het, en die Here het toegemaak het met hierdie klei, want die mure was daarvan gebou. En dit is die stad Ninive. Dit is die geweldige stad Ninive, wat tot 'n einde gekom het. Die trotse stad Ninive, die kragtige, die magtige stad Ninive, het tot 'n val gekom. Maar 150 jaar voor daai val, sê die Here vir Jona, Jona, moenie vergeet van Ninive nie. Jona, moenie vergeet van Ninive nie. Ek stuur jou na Ninive toe. Ek wil hê jy moet na Ninive toe gaan. En terwyl ek hierdie week tyd met die Here spandeer, is dit soos Jesus, maar wat het Ninive met ons te doen? Wat beteken Ninive vir ons? En die Heilige Gees sê so duidelik vir my, sê Dani, elkeen van julle het 'n Ninive. Elkeen van ons het 'n Ninive. Elkeen van ons het 'n plek in ons lewe waar die Here ons heen stuur en sê, ek wil in daai plek gaan werk. Ek wil in daai plek heiligmaking laat plaasvind. Church, elkeen van ons het 'n plek waar die Heilige Gees nog moet werk. Amen. Kom aan, wie van julle het reeds die heiligheid, die toppunt van heiligheid bereik? Wie van julle sit vanmôre en jy soos, nee, ek is reeds op daai plek. Jesus kan my nou kom haal. Daar is niks in my lewe om aan te werk nie. Wie van julle? Enige iemand? Nou kan ons bid dat Jesus jou kom haal, hè? Die woord sê, we have all failed and fell short of the glory of God. Ons het almal nog gedeeltes in ons lewens. Daar's 'n Ninive in elkeen van ons se lewens. As jy nog nie jou hart vir Jesus gegee het nie, dan is jou hart Ninive. Dan is jou hart die plek waar die profeet die gereeld woord inspreek en sê jou hart moet draai. Jou hart moet draai na die Here toe, want die Here wil die val van jou verhoed. Iemand sê amen. Jesus wil verhoed dat jy val soos Ninive 150 jaar later geval het. Hy wil verhoed dat jou lewe tot niks kom nie en bedek word deur hierdie klei en dan niks daarvan afkom nie. Jesus wil dit verhoed en hy spreek jou hart aan. En as jy nog nie jou hart vir Jesus gegee het nie, is dit jou Ninive. En Jesus is besig om met jou te praat vanmôre en hy sê, gee jou hart. Draai jou hart na my toe, kom tot inkeer en maak 'n besluit om my te volg met alles in jou. Maak 'n besluit en kom tot inkeer. Maar selfs ons wat reeds wedergebore is, selfs ons wat reeds die Gees van God ontvang het, het 'n Ninive. Die woord praat daarvan en hy sê dat wanneer ons wedergebore is, dan begin die heiligmakingsproses. Amen.
Daar begin 'n heiligmakingsproses in ons lewens, wat beteken, daar is 'n Ninive in my en jou lewe waar die Heilige Gees wil werk. Daar is 'n Ninive in my en jou lewe, daar's 'n area in ons lewe, waar God sy woord wil inspreek, en sê, ek moet hier werk in jou lewe. Ek moet hierdie gedeelte van jou lewe aanspreek. Ek het woord vir jou. Ek weet om hierdie gedeelte van jou lewe te verander. Daar is 'n Ninive in elkeen van ons se lewens. Nie een van ons wat hier sit vanoggend kan sê, maar pastor, daar's geen plek waar die Heilige Gees moet werk nie. Net al waar jy sit nou, bid ek, laat die Heilige Gees aan jou sal openbaar. Waar daai Ninive is, wat 'n gedeelte van jou lewe het Jesus al kom aanspreek? Wat 'n gedeelte van jou lewe het jy al woord ontvang en sê dat daai gedeelte van jou lewe moet verander? Kan nie so aanhou nie. En as jy geen so plek het nie, bid ek vanmôre dat die Heilige Gees die hoogmoed sal verwyder. Want tot die dag wat ons sterf, dit maak nie saak of jy die Here 'n dag ken, en dit maak nie saak of jy die Here 80 jaar al ken en dien nie, daar's 'n area in jou lewe waar die Heilige Gees besig is om te werk, of veronderstel is om besig te wees om te werk. En daai is jou Ninive. En dit is die area waar die Heilige Gees vanmôre vir jou sê, moenie vergeet van Ninive nie. Moenie vergeet van daai area van jou lewe nie. Moenie vergeet van dit wat God in daai area van jou lewe wil inspreek nie. Hy kom vanmôre en hy praat met ons oor daai area. Dis hoekom dit so gevaarlik is vir ons as kinders van God, want ons het daai probleem baie keer om ander mense te judge as hulle besig is om in 'n sekere area van hulle lewens nog te werk of te fail. Kom church. Dis gevaarlik, en ek gaan jou sê hoekom dit gevaarlik is. Want jy self het 'n area in jou lewe waar die Heilige Gees besig is om te werk. Of veronderstel om 'n area te hê. Elkeen van ons daar's veronderstel om 'n area in ons lewens te wees waar ons erken en sê die Heilige Gees is nou besig om met hierdie ding te werk. Daar's 'n area in ons lewens, of dit dan nou 'n verslawing is wat God besig is om mee te deel, of dit 'n gesindheid is, of dit onvergifnis is, of dit miskien 'n begeerte is wat jou lewe beheer en dit gaan oor in jaloesie of wat ook al, of dit dalk taalgebruik is, of dit dalk miskien woede is wat oorgaan in dade van woede, wat ook al dit is, elkeen van ons het 'n Ninive in ons lewens. En daarom kan ons nie die vinger na iemand toe wys en sê, hey, Victor, hey, ek sien jy doen nog hierdie ding. Ja, nee, jy moet by die Here uitkom, my vriend. Ja, hoekom? Omdat hy met 'n ding besig is in sy lewe, omdat hy 'n Ninive het. Wat van my Ninive? Moenie vergeet van jou Ninive nie. Moenie vergeet van dit wat die Here in jou lewe wil doen nie. En dis nie trappe van vergelyking nie. Okay. Dit is nie 'n geval van wanneer jy jou hart vir die Here gee, dan begin jy met hierdie sonde en dan maak jy klaar met hom. Dan begin jy met hierdie sonde, dan maak jy klaar met hom. Dan moet jy hierdie sonde uitsort, dan maak jy klaar met hom. En dan, so wanneer ons hier kom, nee, church, hey, waar is die ouens wat die Here nou al 'n rukkie dien? Wanneer ons hier kom, dan kan ons kyk na die ouens wat nog sukkel met daai goed en sê, ja, julle is nog by trappie 1, né? En wat kom op? Hoogmoed. Die hoogmoed begin oorvat, ons begin raak soos Ninive. Ons begin raak soos Ninive, nee, ons weet, en ons is, nee, dit kan wees dat die Here begin deur om hierdie ding in iemand se lewe aan te spreek. En hierdie is sy Ninive. Maar dit kan ook wees dat God hier begin met iemand anders. Dit kan wees dat God eers hierdie ding wil aanspreek, hierdie gedeelte van Ninive wil aanspreek. En daarom kom die Heilige Gees vanmôre en hy soos, nee, Jesus wil Ninive aanspreek. Hy wil met Ninive praat. Hy wil hê ek en jy moenie vergeet van Ninive nie. Nou wat my mooi is in hierdie Jona storie, en die van julle wat die storie van Jona al een keer gehoor het, steek op jou hand. Okay, al een keer ten minste gehoor het. Iewers gehoor het. Wat vir my mooi is van hierdie storie van Ninive, is dat toe die Heilige Gees met Jona praat, en hy sê, Jona, ek wil hê, jy moet na Ninive toe gaan. Wat doen Jona? Hy sê, nee, ek gaan Tarsus toe. Kom, shit, ek gaan Tarsus toe, daar's nie 'n manier dat ek Ninive toe gaan nie. Hoekom nie? Want in Ninive is daar 'n storm, in Ninive is daar moeilik, in Ninive is nie so maklik om mee te deel nie. So baie van ons,
Baie van ons doen presies dieselfde. Die Heilige Gees praat met ons en hy sê, ek wil graag met Ninive werk. Daar's 'n Ninive in jou lewe en ek wil graag met hierdie ding werk. En al wat ek vra vanmôre, en dit is wat Jesus vanmôre vir my en jou kom sê, hierdie is nie 'n woord van condemnation vanmôre nie. Hierdie is 'n uitnodiging wat Jesus vanmôre maak na elkeen van ons toe. En Jesus sê, kom saam met my. Ons woord vir die jaar is, met Jesus kan ons. Met Jesus kan ons wêreld verander, om mee te begin. En Jesus kom vanoggend na jou toe en hy sê, daar's 'n Ninive in jou lewe en ek wil hê jy moet saam met my Ninive toe gaan. Ek wil hê jy moet saam met my soontoe gaan. Ek stuur jou nie alleen Ninive toe nie. Ek stuur jou nie alleen na daai plek toe waar jy moet gaan deel met daai onvergifnis nie. Iemand? Ek stuur jou nie alleen Ninive toe, na daai plek toe waar jy moet gaan deel met daai verslawings nie. Nee, wat ek vanmôre vir jou sê is, kom saam met my. Kom saam met my Ninive toe. Kom loop saam met my. En dan terwyl ons op pad is, dan is ons soos Roan, dan is ons soos, ja, laat hy gaan. Jesus deel jy met Ninive, maar ek is op pad Tarsus toe. Weet julle, Tarsus is presies die teenoorgestelde kant van Ninive. Dis presies aan die teenoorgestelde kant. As jy op die ewenaar kyk, dan is Ninive daar, maar Tarsus is presies aan die weste kant. En soveel keer, dan wanneer Jesus in 'n sekere area van ons lewens wil inspraak het, dan draai ons om en dan hardloop ons presies die ander kant toe. Hoeveel keer het al gebeur wat die Here sê, en ek weet die Heilige Gees doen dit vanmôre, waar hy vir jou sê, jy weet wat jou Ninive is. Jy weet wat die areas wat ek in jou lewe wil werk. Jy weet, want ek het al met jou hieroor gepraat. Ek het jou al saam met my Ninive toe genooi. Jy weet presies. En dan is ons soos, Here, maar ek sien nie kans om te deel met hierdie gedeelte van my lewe nie. Ek sien nie kans om hieraan nou aandag te gee nie. Ek sal liewer, Here Jesus, vra van my enigiets anderste. Here Jesus, vra my om in enige ander area van my lewe heiligheid toe te pas. Vra my om in enige ander area van my lewe, maar ek sal liewer hiernatoe gaan as wat ek soontoe gaan. Dis sit gou vir daai Markus skrifgedeelte op, asseblief Boeta. En hy het opgestaan en die wind bestraf. Nee, ekskuus, dis nie Markus nie, Hebreërs 12, sorry. Sit my Hebreërs 12 op. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sien julle hoe belangrik is dit dat ons vanmôre ag gee aan Ninive? Sien jy hoe belangrik is dit dat ons vanmôre erken dat ons in 'n heiligmakingsproses is? Want sonder hierdie heiligmakings kan nie een van ons die Here sien nie. Sonder hierdie proses wat Jesus jou Ninive toe vat, kan jy nie God sien nie. Die vrug van die Gees is 'n vrug wat ons lei in heiligheid. En elkeen van ons wat vanmôre hier sit, elkeen van ons het iets. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons vanmôre vir mekaar kyk en eerlik wees vir mekaar en sê dat, weet jy wat, dis so belangrik want dit gaan oor ons ewigheid. Dit gaan oor ons verhouding met God op die einde van die dag. Dit gaan oor wat hy wil bereik in ons lewens. En Jesus kom vanmôre na my en jou toe en hy sê, al wat ek jou vra is, gaan saam met my Ninive toe. Gaan saam met my na hierdie plek toe. Weet jy ook of wil ons baie keer nie Ninive toe gaan nie, want ons weet dit gaan moeilik wees. Ons weet dit gaan ons iets kos. Hoeveel keer is daar iets wat die Here, miskien praat die Here vanmôre met jou oor jou vriendegroep. Miskien sê Jesus vir jou, luister, ek wil graag hê, jy moet saam met my gaan, ek wil graag na jou vriendegroep toe gaan. Want jy weet jou vriendegroep is die probleem. Jou vriendegroep is die probleem en dis nie die mens wat die probleem is nie, dis hulle gewoontes. En ek het jou gekies vir 'n tyd soos hierdie. Jy het my gees binne in jou. So weet jy wat, dit gaan nie oor condemnation nie. Dit gaan oor redding. Dit gaan oor 'n ewigheid. Dit gaan oor oorwinning. En ek wil jou vanmôre vat en ek wil sê kom saam met my na jou vriendegroep toe. Dis Ninive. En as ons in jou vriendegroep hierdie boodskap van redding kan verkondig, haleluja. Prys die Here. En dan hoeveel keer, dan sê die Here, kom ons gaan soontoe en dan dink ons aan die storm. En ons dink hoe moeilik gaan dit wees. Pastor, maar dit gaan bitter moeilik wees. Pastor, dit kan my iets kos. Dit kan jou verseker iets kos. Maar ek wil vir jou sê, aan hierdie kant, by Tarsus, gaan dit jou ook iets kos. Church, toe Jona Tarsus toe vlug, toe kos dit hom ook iets.
Weet jy wat vir my interessant van hierdie storie, toe ek nou daaroor gaan lees en nadink, Jona was nie bereid om Ninive toe te gaan nie, want hy kon sy lewe verloor. Hy was nie bereid om by Ninive die boodskap te gaan deel en te gaan doen wat die Here gesê het, soos ons baie keer nie bereid is om te deel met daai area van ons lewens wat besig is om ons lewens te vernietig nie. Hy was nie bereid nie, want dit gaan hom iets kos, maar hy los sy hele lewe. Hy los sy familie, hy los sy besighede, hy los sy vriende, hy los alles wat hy het en hy vlug Tarsus toe. So hy maak die keuse om alles na te laat, om liewers alles op te gee en weg te vlug, as om alles moontlik 'n kans te staan om dit te verloor wanneer hy doen wat die Here sê. Hoeveel keer in ons lewens staan ons met hierdie opdrag van die Here af en hy sê, kom saam met my hiernatoe. En hierdie laat my dink, jy weet, hierdie geleentheid wat die Here ons nooi na Ninive toe en hy sê, kom saam, daar's 'n area in jou lewe wat ek wil aanspreek, daar's 'n area in jou lewe waar ek wil inspraak hê, daar is iets wat ek in jou lewe wil doen, en die storm daarom laat my dink aan wat met die disippels gebeur het. Nou laat ek hierdie vanmôre vir jou sê, en hoor my mooi, daar is geen vrywaring vir ons as kinders van die Here, dat daar nie storms in ons lewens gaan wees nie. Geen vrywaring nie. Inteendeel, dink ek, storms is deel van die lewe. Daar's net 2 tipe storms. En ek en jy moet vanoggend kies wat se tipe storm ons in ons lewe wil hê. Wil ons die storm hê waar Jesus ons inlei? Of wil ons die storm in ons lewe hê wat ons weghardloop van God af en weghardloop van Ninive af? Want ek gaan nou daarby uitkom en daai storm by uitkom. Maar jy sien, toe Jesus die disippels op die boot vat, het Jesus geweet daar's 'n storm. En hy het geweet daar's 'n storm op pad. En so dikwels wanneer ons na Ninive toe gaan, dan is daar 'n storm. En ek sê hierdie vanmôre vir jou, nie om jou bang te maak nie, nie om jou af te skrik nie, maar om jou voor te berei vir die storm wat kom wanneer jy gaan doen wat die Here van jou vra om te doen. Daar is 'n storm op pad, maar wanneer jy hier is, weet jy wat's amazing van hierdie gedeelte van die storie? Jesus is in hierdie storm saam met jou. Jy is nie alleen in hierdie storm nie. Church, as jy gaan waar Christus jou lei, en jy gaan na daai Ninive toe, waar Christus wil hê jy moet gaan werk aan, wat 'n afdeling van jou lewe dit ook al is, as jy oopmaak daarvoor en jy gaan na Ninive toe, en daar is 'n storm, dan is Christus in daai storm saam met jou, soos hy saam met die disippels in daai boot was. Hy's by jou. Jy's nie 1 sekond alleen nie. Jesus was in hierdie storm saam met die disippels besig om te slaap. Weet jy hoekom was hy besig om te slaap? Want hy was nie bang nie. Hierdie storm het hom nie omkant gevang nie. Hy was bewus van hierdie storm. Hy het reeds geweet dit gaan gebeur, net soos hy al reeds weet wat in ons lewens gaan gebeur. Kerk, hy weet presies wat kom. En hy is gereed vir dit. Niks vang God omkant nie. Daar is niks wat in jou lewe kan gebeur wat hom omkant vang nie. En in hierdie storm, in die moeilikste tyd van hierdie storm, het die disippels Christus gaan soek. Hulle het hom gaan soek. En as jy jouself in hierdie storm bevind nou in jou lewe, want daar is van julle wat jou hier bevind. Jy's in 'n storm in jou lewe en jy weet jy's in daai storm omdat jy die regte ding doen. Jy's in 'n storm in jou lewe want jy weet jy's in daai storm omdat jy nie oneerlik besigheid doen nie. Jy's in 'n storm in jou lewe want jy weet dis omdat jy verkondig het wat God jou gevra het om te verkondig. Omdat jy staan vir die regte goed, omdat jy die regte ding doen. Nou wil ek jou vanmôre herinner wat die disippels gedoen het. Die disippels het afgegaan na Christus toe. En hulle het sy teenwoordigheid gaan soek. Daar is 'n belofte in die woord van God en die belofte is die volgende: nader jy tot my en ek sal tot jou nader. Kom nou church, nader jy tot my, soek my aangesig en ek sal my laat vind deur jou. Dis wat die woord ons beloof. Klop en daar sal vir jou oopgemaak word. Jesus maak sy arms oop in hierdie storm en hy sê, kom, bring jou laste, bring dit wat moeilik is, bring dit na my toe, kom soek my aangesig en ek sal jou rus gee. Amen. In hierdie storm het ons die geleentheid om ons hoëpriester te nader. In hierdie storm, terwyl jy die regte ding doen en dit bitter moeilik is, kan jy tot die troonkamer van God gaan wat sê, met boldness na sy troonkamer toe gaan en jy sal op die regte tyd gehelp word. Iemand.
Amen. The amazing is, hulle gaan roep Jesus in hierdie storm en Jesus kom uit en hy rebuke die storm in 'n oomblik. Rebuke hy die storm. Jy kan nou vir my daai skrif van Markus opsit. Baie dankie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg en wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. As jy vanmôre jouself in hierdie storm bevind, jy soos pastor, maar ek is Ninive toe. En in Ninive het dit moeilik geraak. En Ninive was dit nie maklik nie. En Ninive voel ek hierdie storm en ek leef nou nog in hierdie storm. Wil ek jou vanmôre herinner van wie Christus is en herinner van sy krag. Jesus kan met een woord die storm in jou lewe stilmaak. Met een woord vanoggend. En ek spreek oor jou vanmôre, as jy hom sal nader en sy aangesig sal soek in hierdie storm, sal hy die storm stilmaak deur dit net aan te spreek. Wanneer ons Christus soek, wanneer ons hom volg Ninive toe en ons doen wat hy ons vra om te doen, dan is daar tye wat die vyand ons aanval. Daar's baie keer 'n storm wat kom en is deel van die natuur. Maar in hierdie geval sien ek hoe Christus die storm bestraf. Wat beteken dat hierdie storm is nie van Christus afgekom nie. Kom nou? Wat beteken daar is 'n aanslag. Kerk, en as ons as Christene bly weghardloop van geregtigheid af. As ons bly weghardloop van heiligmaking af. As ons bly weghardloop want dit gaan moeilik wees, dan wat se tipe Christene is ons regtig? Kom nou, waar is ons geloof regtig? Jesus roep ons tot heiligmaking en hy roep ons Ninive toe en hy maak 'n belofte. As jy 'n storm raak, as jy in 'n storm ingaan omdat jy Ninive toe gegaan het, sal ek daar by jou wees en ek sal hierdie storm vir jou stilmaak. Ek sal jou daar deurdra. Ek sal jou vashou. Ek sal voorsien. Ek sal 'n weg maak en ek sal 'n stilte bring waar daar nou 'n storm is. En ek spreek hierdie vanmôre oor jou. Miskien is jou Ninive in jou gesondheid. Miskien is jou Ninive in jou finansies. Miskien is dit in jou verhoudings. Miskien in jou geestelike lewens. En jy het hierdie ding aangepak want die Here het dit op jou hart gelê. Jy weet dis wat hy wil uitsort. En dis waar jy is en nou gaan dit bitter moeilik en jy voel die aanslag van die vyand. Spreek ek vanmôre dat die naam van Jesus Christus wat groter is as die naam van die een daar buite in daai situasie sal ingryp. Ek verklaar vanmôre oorwinning, sulke oorwinning wat ons sal vrymaak van enige verslawing, enige vrees, enigiets wat jou terughou om in hierdie area van jou lewe te triomfeer. Want dis wat gebeur wanneer ons Christus aanroep in hierdie storm. Daai storm is daar, maar jy sien ons nog 'n storm. En hierdie storm is die storm waartoe Jona gekies het om te vlug. En Jona vlug na Tarsus toe en by Tarsus vind ons dat hy op hierdie skip klim. En hy klim op hierdie skip en hy gaan die see in. Verder en verder van God af weg. Verder en verder van God af weg. Weet julle dat die skrif sê dat die sondes in ons lewe bou 'n muur op tussen ons en God? Dis nie God wat sy aangesig van ons verberg nie. Dis ons ongehoorsaamheid. Dis nie God wat kwaad is vir jou nie. Jesus wil jou hand vat en jou Ninive toe vat. Hy steek sy hand uit. Hy sê vir jou kom. Ek hou nie van die opskrif van die boek Jona nie. As jy jou Bybel by jou het, kan jy soontoe blaai. En ek hou nie van die opskrif en ek kan dit sê want die opskrifte is eers op 'n latere stadium ingeskryf. Julle weet dit, né? In die oorspronklike tekste was daar nie opskrifte nie. So die mense wat die Bybel vertaal het of die Bybel dan geskryf het, oorgeskryf het, die opskrifte ingesit. En die opskrif lees die roeping van Jona, sy weiering en sy straf. Ek hou nie daarvan nie. Want as ek die boek van Jona lees, dan lees ek van genade op genade. Ek lees van liefde op liefde. Ek lees van 'n God wat Ninive so lief gehad het. Mense wat goddeloos was, so lief gehad het, dat hy sy seun soontoe stuur om hulle te gaan red. Dis liefde, dis genade. Ek lees van 'n Jona wat vlug van God af weg, nie gaan deel met die Ninive in sy lewe nie, en dan nog steeds 'n God wat hom nie los in die storms en op die see nie. Ek lees van 'n God wat so genadig is, dat die oomblik toe hulle hom oor die boord van die see, af van die boot gooi, in die see gooi, toe is daar 'n vis gereed om hom te vang. Kom nou. Dit is genade. Dis liefde.
Dis onbeskryflike groot liefde. Weet julle dat daai vis, het Jona gevat, om na Ninive toe gevat, en op Ninive se strand uitgespoeg. Nou hier is die significant hiervan. Weet julle dat die afgod van Ninive, die hooftempel in Ninive was die visgodin. Hulle het die visgodin aanbid, en elke profeet wat soontoe gekom het in die naam van die Here het hulle doodgemaak. Maar toe God Jona die guns gee, die genade, die liefde bewys, om hom nie soontoe te vat, sommer met sy voete, dat hy dieselfde oordeel moet kry nie, maar hy vat hom hierdie roete, en hy vat hom met 'n vis soontoe, en die vis maak sy mond oop, en hier stap 'n profeet uit die vis se mond uit, in 'n stad wat die visgodin aanbid. Wat dink julle wat gebeur? Daai hele stad sê, wow, hier moet ons luister. Hier moet ons luister. Hier moet ons luister, en dis hoekom die stad na Jona geluister het. Gaan lees dit. Dis hoekom die stad na die woord van God geluister het, wat deur Jona gekom het. So ek lees oor en oor, dat hierdie is 'n storie van liefde. Hierdie is 'n storie van genade. Hierdie is 'n storie van 'n God wat my en jou so lief het, dat hy vanmôre hierdie boodskap bring om vir my en jou te sê, moenie vergeet van Ninive nie. Moenie vergeet van daai area in jou lewe waar ek wil inspraak hê nie. Moenie vergeet van daai area in jou lewe waar ek wil nog geregtigheid laat plaasvind nie. Moenie vergeet van daai area nie. Jy weet wat dit is. Moenie daarvan vergeet nie. Sit gou vir my daai skrif in Jona op asseblief. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar, geloop om skipbreek te ly. Wie het hierdie storm gebring? Daai storm het die vyand gebring. En dis wat gebeur, wanneer ons doen wat die Here ons vra om te doen, dan is die vyand nie happy daarmee nie. Dis deel van hierdie lewe. Dis deel van hierdie walk, dis wat gebeur, maar Christus is daar om die storm vir ons stil te maak, halleluja. Maar ek lees dat hierdie storm het God gebring. Nou laat ek hierdie duidelik stel vanoggend, my God is nie 'n God wat steel, verwoes en vermoor nie. Kom, my God is nie 'n God wat kom om te steel, verwoes of vermoor nie. Maar my God is ook 'n God wat sy prioriteite op die regte plek is. My God se prioriteit is jou redding en my redding, nie my gemak nie. Dit het bitter ongemaklik vir Jona geword. Dit het bitter ongemaklik vir Jona geword. En dit maak nie saak of dit bitter ongemaklik geraak het nie, want God het sy redding en die redding van Ninive hoër op prys gestel as sy gemak. Kom church. En wanneer ons wegvlug van dit wat die Here wil hê ons moet tyd aan spandeer, gaan dit soms bitter ongemaklik word. Ons raak nie kwaad vir God omdat sy prioriteite op verkeerde plek is nie. Ons raak kwaad vir die Here omdat ons prioriteit op verkeerde plek is. Want so dikwels is ons gemak ons prioriteit. So dikwels is daai finansies ons prioriteit. So dikwels is ons gesondheid ons prioriteit. Of ons verhoudings ons prioriteit. Of 'n lekker lewe met al die goed wat die wêreld ons bied daarmee saam is ons prioriteit. Maar ek wil jou vanmôre vra, sou God 'n liefdevolle God gewees het as dit sy prioriteit was bo jou redding? Sou dit reg gewees het? Nee. So God kyk heel eers na ons redding voor hy kyk na ons gemak. Ek glo nie aan die doktrine wat sê God gee glad nie om oor ons gemak nie. Ek doen nie. Want ek glo dat Matteus 6 sê vir ons dat die Here het vir Salomo gesorg. Die Here sorg elke dag vir die voeltjies. Hy sorg elke dag vir die mossies, vir die gras en vir die plante daar buite. So sal hy ook vir ons sorg. Ek glo dat hy 'n hoopvolle toekoms vir ons het. Ek glo dat hy wil hê jy moet succeed. Ek glo dat hy wil hê jy moet konker. Ek glo dat hy wil hê jy moet suksesvol wees by jou besigheid, maar nie ten koste van jou verhouding met hom nie. Nie ten koste van jou redding nie. God het nie eers sy seun die ongemak gespaar van die kruis. Ek gaan dit weer sê. Die Vader het nie eers sy seun die ongemak gespaar van die kruis om my en jou redding te bewerkstellig nie. So soms gebeur dit dat ons weghardloop van die area wat die Here wil hê ons moet aandag gee.
En ons wil nie daarmee deel nie, ons wil dit nie regmaak nie, ons wil nie hê die Here moet heiligheid daar laat plaasvind nie. En ons vlug Tarsus toe en dit raak bitter ongemaklik. Bitter ongemaklik. Ek wil jou vanmôre vra, en ek wil hierdie gedagte by jou los voor ons oorgaan na die nagmaal toe. Ek wil jou vanmôre vra, eider jy's een van 3 plekke vanmôre. Of jy sit vanmôre in 'n area in jou lewe waar jy sê, Pastor, ek het Ninive toe gegaan. Pastor, ek is juis besig om dinge in my lewe te doen en heiligheid na te streef. Ek besef dat heiligheid is deel van hierdie lewe. Ek besef dat daar's 'n Ninive wat Jesus wil hê ek moet aandag gaan gee. En dis presies waar ek is nou in my lewe. Ek is besig om klaar te maak met hierdie verslawing in my lewe. Ek's besig om dit te fight. Ek is besig om hierdie goed in my lewe in plek te sit. Ek is besig om dit reg te kry. Ek is besig om te werk tussen my vriende, my familie. Ek is besig om Christus daar te verkondig. Pastor, ek is besig om dit te doen wat die Here my vra om te doen, maar daar's 'n storm om my. Daar's 'n storm om my. Jy's eider op hierdie plek vanoggend en dan wil ek jou vra, byt vas. Byt vas, moenie opgee nie, want Jesus is in daai storm saam met jou. Hy sal jou nie verlaat nie, hy sal jou nie in die steek laat nie. Sê vir die persoon langs jou, hy sal jou nie verlaat nie, hy sal jou nie in die steek laat nie. Hy sal nie, of jy's vanoggend dalk op hierdie plek. Jy's dalk vanoggend op die plek in jou lewe waar jy sê daar's geen storm nie. Maar daar's ook geen Ninive nie. Dis daai stilte voor die storm. 150 jaar na Jona hierdie woord gebring het, val die hele stad in mekaar en kom die oordeel oor die stad wat hulle toekom. Miskien is jy op hierdie plek vanoggend en jy soos pastor, ek het nie 'n Ninive nie. Daar's geen plek in my lewe op hierdie stadium waar die Heilige Gees besig is om met my te werk oor heiligheid nie. Church, die gevaarlikste plek waar die kerk homself kan vind is hier. Nie in die storms nie, is hier. Die gevaarlikste plek waar ek en jy onsself kan vind is hier. In die gemak van ons sitkamer, in die gemak van ons kantoor, agter daai rekenaar waar niemand niks kan sien nie. Want ons geen storm nie. Waar is God? God sien nie raak wat ons doen nie. Die Here is okay met alles. Die gevaarlikste plek waar ek en jy kan wees nadat ons harte vir die Here gegee het, is hier. Geen area waar die woord van God inspraak het in jou lewe nie. Geen area waar die woord van God jou challenge en sê, dit lyk nog nie soos Jesus nie. Dit lyk nog nie soos Jesus nie. En dan wil ek jou vra vanmôre om te bid dat die Here daai hoogmoed sal verwyder. En jy sal hom vra dat hy jou lei na die plek toe waar Ninive is. Maar miskien is jy hier vanmôre. Miskien is jy hier vanmôre, miskien het jy nog nie jou hart vir die Here gegee nie. Miskien hardloop jy van Christus al weg. Miskien het die Heilige Gees se woord al ruk terug na jou toe gekom en gesê, ek roep jou en ek vra jou om jou hart vir my te gee. Ek vra jou om oor te gee. En nou bevind jy jouself in hierdie storm in jou lewe. Al is die storm net geestelik of mentally. Miskien is dit 'n geestelike ding hier binnekant in jou geloof wat sê, maar is my lewe reg? As ek vandag sou sterf, waar sal ek wees? Miskien is dit. Miskien is dit 'n ongemak in die kerk, want jy weet jy's nie waar jy moet wees nie. Miskien is dit 'n ongemak voor die woord van God en selfs in die aanbidding, want jy weet jy's besig om Tarsus te pursue en nie Ninive nie. En as jy hier sit vanmôre en ek weet jy is mense, wil ek jou vra om vanoggend hier om te draai voor jy op daai boot klim. Voor jy daai storm slaan en as jy daai storm geslaan het, wil ek jou vra vanmôre om die Here se naam aan te roep soos Jona hom aangeroep het. En miskien is jy in die storm, miskien is jy al oorboord gegooi, miskien sit jy vanoggend op 'n plek en jy sê, pastor, ek hardloop al vir so lank af weg van dit wat die Here my vra om te doen. Ek hardloop al vir so lank weg van dit wat die Here in my lewe wil regstel. Ek dink ek sal in vis se maag. Dis in die vis se maag waar Jona die Here aangeroep het. En gerepent het en hom gevra het om hom te red. En as dit jy is vanmôre, dan is my gebed vir jou. Dan is my gebed vir jou, dan wil ek vir jou sê, Jesus het my hiernatoe gestuur, want dis tyd. Dis tyd om oor te gee. Dis tyd om vanmôre terug te keer
na hom toe. Hy is die God van die verbond. Voor ons nagmaal gaan bedien, wil ek dit vir jou sê, hy is die God van die verbond. Weet jy wat beteken dit? Beteken Jesus het met sy bloed betaal om 'n verhouding met jou te hê. Met sy bloed. Hy het met sy liggaam betaal om jou siel te koop. Om jou los te maak. Dis die God van die verbond. En as ek en my vrou 'n verbond met mekaar het, dan sal ek enigiets doen wat ek kan om hierdie verhouding lewendig te hou. Al kos dit ons gemak. Al kos dit ons gemak. Al kos dit om vanmôre hierdie woord te hoor en jy sit daar en jy soos pastor, ek het gekom vir 'n motivering. Ek het gekom vir iets wat vir my sê ek moet die wêreld gaan aanvat en ek het nie gekom hiervoor vanmôre nie. Jy dien 'n God van die verbond. En ons gaan nou nagmaal bedien. En ek wil jou vra, ek gaan nou my oë toemaak en ek gaan saam met jou bid en ek wil jou vra om by die Here se voete te kom vanmôre en te sê, Here, waar is my Ninive? Here, waar is my Ninive? Terwille van my Ninive, vat my soontoe. Terwille van daai area van my lewe, vat my soontoe. Help my om daarmee reg te maak vanoggend. Ons Hemelse Vader, dankie vir die geleentheid wat ons het vanmôre om U te aanbid. Dankie dat U nie 'n God is wat ver is nie, maar dat U hier is vanmôre. En dat ons vanmôre voordat ons hierdie nagmaal gaan bedien en deel gaan hê in die nagmaal, net vir 'n oomblik weer kan bewus raak van die verbond wat U met ons gesluit het. Alhoewel ons so dikwels ons rug op U draai, so dikwels, U nie herken as die God van ons lewe nie herken as die koning van ons lewens nie submit onder U woord nie, en liewers weghardloop Tarsus toe. Kom ons vanmôre en ons bely dat ons het U nodig. Ons bely vanmôre dat ons het U redende krag nodig in ons lewens. En ons bely vanmôre dat hierdie nagmaal en die feit dat ons hierdie nagmaal gebruik vanmôre 'n simbool daarvan is dat ons vanmôre oorgee. En dat ons vanmôre U volg waar U ook al heen gaan, al is dit Ninive toe. En as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, wil ek jou nou vra, daar waar jy is, om 'n gebed te doen en Jesus te vra om jou te help om nou reg te maak. En as jy weet jy het al die hart vir die Here gegee en jy voel maar jy's nie by Ninive nie, dan wil ek jou vra dat jy nou daar waar jy is sal bid. En Jesus se vra om jou die krag te gee om Ninive toe te gaan. Ek wil jou die versekering gee, hy het reeds met sy liggaam betaal. Hy het reeds betaal. En hy is saam met jou. In Jesus se kosbare naam bid ek dit. Amen.